Ek het die laaste tyd 'n reality check gehad. Na 8 jaar by 'n maatskappy waar ek myself nog sien werk het vir 'n hele paar jaar in die toekoms, is ek ingelig dat ek geretrench is. En skielik word die wêreldresessie 'n realiteit wat ek aan my eie lyf voel. Ek moet 'n maatskappy en veral 'n groep mense groet wat vir 8 grootword jare die pad saam met my gestap het. En al voel mense die company laat jou in die steek en wil die hartseer van op jou eie wees in die battle jou onderkry, was dit asof ek steeds met alles in my wens dat die mense wat agterbly okay gaan wees en dat die company goed sal doen en deur die krisis sal kom, want soveel jaar se loyaliteit word nie sommer gebreek nie. En ja, dis bitter erg om daaraan te dink dat ek nou skielik werkloos is, maar dit is soveel meer as dit, want binne sekondes sien ek die paniek in die oë van my kollegas en dit voel of die familie breek. Want 'n breinvriendin kan my nie in die oë kyk nie omdat die skuld haar opvreet oor sy nie weet of sy haar werk behou omdat sy 'n BEE aanstelling is nie. En die feit is, sy is briljant in haar werk. En ek sien die vrees in my kollegas se oë wat alleen verantwoordelik is vir sy gesin se inkomste en wat weet dat hulle sekuriteit in 'n oomblik daarmee heen is. En is sleg, want mens kan nie eintlik kwaad wees vir enige iemand nie, want die realiteit is dat die hele wêreld sukkel. Mens kan hoogstens vir God kwaad raak en jy doen. Maar tog moet mens op 'n manier deel met die situasie waarin jy nou is. Wat vir my nogal interessant was, is dat die oomblik toe ek besef ek moet nou groet en oorbegin, was dit asof ek nie naby die obvious krikke wou kom nie. Ek wou glad nie enige alkohol drink nie, want wou juist die rou emosie ervaar en dit nie verdoof nie. En al is U is in beheer, my gunsteling worship song, het ek eendag vir 'n pel gesê dat ek nie op daardie oomblik seker is dit is waar nie, want goedkoop godsdienstantwoorde het my net niks gehelp nie. En al moes ek elke nou en dan my kantoor deur toemaak en oorgee aan die paniek, was die oorweldigende ervaring een van kalmte. Want skielik besef ek dat in hierdie uiters hartseer en sat tyd, ek tog vertrou dat God in beheer is en 'n plan het. En ek het besef dat hierdie wete nou nie meer net teorie is nie, maar dat dit my realiteit raak. En elke keer as 'n oud kollega my bel om te sê hy is geskok en hartseer, of as 'n bestuurder in die gang begin huil as hy my die eerste keer sien na die nuus, of as 'n pel of familie dit bel of SMS of hulp aanbied, besef ek alles op die ou end gaan oor verhouding. En dat ek okay gaan wees, want my realiteit is eintlik nie naaste my so erg as wat dit kan wees nie. Na 'n week van leef in hierdie realiteit het 'n wonderwerk gebeur. My company het teruggekom na my toe en my retrenchment teruggetrek. En dan is die wete op 'n nuwe, dieper vlak deel van my. God is in beheer. Hy is nie net in beheer vir my wat my werk teruggekry het nie. Want daar is steeds mense wat glo hy is in beheer, maar wat steeds moet oorbegin. Die realiteit is, uit 80 mense in die company is 17 geretrench. Maar in my situasie het hy my gered en weet ek dat ek die volgende krisis ook sal oorleef. Want hierdie reality check het my kom leer dat dinge nie altyd great gaan nie. Maar in die middel van die storm het ek hoop, want ek kan terugdink en onthou.